Daar was onlangs 'n gegons op sosiale media oor die impak van boy moms. Jy weet, daardie ma's wat glo hulle seuns kan absoluut niks verkeerd doen nie. Ons het egter besluit om die ander kant van die saak te ondersoek. Vandag gesels ons met die kliniese sielkundige Dr. Hein Hofmeyer oor die sogenaamde girl dads en die spesiale verhouding tussen dogters en hulle pa's. So goeiemôre, good morning Dr. Hein en hartlik welkom. Goeiemôre Elsje, altyd lekker om altyd hier te wees en met die kykers te kan gesels. Goed, so hoekom is die verhouding tussen 'n pa en sy dogter so belangrik? Ja, dis eintlik 'n baie unieke en baie betekenisvolle rol in die vorm van hoe 'n dogter haarself, ander mense en dan haar verhoudings verstaan. Pa's het hierdie groot deel om dogters te help veilig voel in hulle self en dan hulle wêreld. En die rede daarvoor is dat ons probeer nie sê pa's is belangriker as ma's nie. Dis net dat pa's het ook hierdie regtig unieke plek daar. So ma's is nog altyd die eerste gehegtigheidsfiguur van kinderdae af, van jongs af is hulle nog altyd eerste dae en kinders leer vinnig om veilig te voel rondom hulle, maar dan kom die pa later en hy is die tweede gehegtigheidsfiguur. So die pa is en hoe sê daai is die belangrike deel, want die pa is dan die een wat vir die kind leer, vir die dogter leer dat dis nie net veilig by een mens nie. Sy kan ook veilig wees by ander mense en in ander regte verhoudings. So ja, pa funksioneer dikwels as hierdie sekondêre gehegtigheidsfiguur en dit beteken dat hy bied 'n addisionele pad na veiligheid. Die dogter wat haar pa as betroubaar, warm en beskikbaar ervaar, leer dat nabyheid veilig kan wees, verskille kan veilig wees en dat sy deur in die wêreld met meer selfvertroue kan verken. Ja, ek dink dit is hoekom dit so 'n interessante onderwerp is, want ons gewoonlik baie fokus op die verhoudings tussen ma's en dogters en die verhoudings tussen pa's en seuns. Maar watter rol sê jy speel die pa wanneer dit kom by 'n dogter se selfbeeld en selfvertroue? Ja, dis as jy as gevolg van hierdie aspek dat die pa bied hy's amper half die lens van hoe die ander mense in die wêreld daar gaan sien. My ma is daar en sy's altyd daar en amper half of sy gaan my lief hê, maak nie saak wat nie, maar die pa met hy sekondêr inkom skep hierdie idee dat dit 'n baie belangrike ding is. Die pa het 'n massiewe rol daarso en wanneer 'n pa konsekwent warmte, belangstelling, erkenning en bevestiging bewys, kan dit vir daai dogter hierdie interne boodskap gee dat ek is waardevol, ek is geliefd en ek is respek werd, wat ons weet baie belangrik is in verhoudings, want hoe jy jouself sien in 'n verhouding en in die wêreld is dan nou baie belangrik. So dis 'n fyn lyn wat die verantwoordelikheid wat die pa daar het, want baie pa's partykeer ook lovebomb en hulle gooi al die erkenning en dis nie wat dit noodwendig moet wees nie. 'n Pa moet ook vir haar leer dat eksterne erkenning is nie iets waaraan sy afhanklik moet raak nie. En ek sien altyd, ek het my klein dogtertjie, as sy na my toe kom met 'n prentjie en sy sê, Papa, wat dink jy van my prentjie? En ek sê vir haar, wow, dis fantasties, dis wonderlik, al is die een kop skeef en alles, is daai deel van, ek leer haar dat sy moet altyd wag tot iemand vir haar idee gee van wat is 'n verhouding of wat is goed genoeg. So wanneer sy met die prentjie kom en ek sê vir haar, maar hoe voel jy daaroor? Wat is jou opinie daarvan? En sy sê dan vir my, nee, sy hou daarvan. Is dit om te sê dat, yes, my feit dat jy daarvan hou is vir my wonderlik en dit is wat vir my belangrik is. So daai konsep wil ons begin deurgee dat dogters leer dat hulle kan vir hulle self 'n interne waarde gee wat dan net deur die pa bevestig kan word. En dan op die konsep van selfvertroue, en dit is my altyd anders as selfbeeld. Selfvertroue is hierdie idee dat 'n dogter moet leer dat sy kan op haarself staat maak en sy kan op haarself vertrou en veral in situasies van onsekerheid. En ons weet eintlik is die wêreld vol onsekerheid. Die toekoms is onseker, elke verhouding is onseker, ander mense is onseker. So as ons hierdie idee kan skep dat 'n dogter dink dat ek weet hoe ek dit sal hanteer, is dit belangrik. En die pa kan dit vir haar bied deur om 'n veilige basis te wees. Weer deur hierdie konsekwentheid, om haar te kan help om die wêreld te verken, nuwe dinge te probeer, gesonde risiko's te vat en dan sodan hulle selfvertroue te kan ontwikkel en deur 'n geleerde autonomie om te kan nie altyd sê hoe om 'n situasie te hanteer nie, maar vir hulle weer eens ook te vra, maar hoe dink jy sal jy dit hanteer? En partykeer daai te laat gaan en sê, okay, kom ons kyk hoe gaan dit as jy met wat jy beplan het en hoe jy dit hanteer en dit dan verder van daar af veilig te kan behou, maar dis definitief 'n massiewe rol en belangrik.
Ja, so iets wat ek nogal uithaal van dit wat jy nou net gesê het, is dat daar gereelde kommunikasie ook in die proses moet plaasvind. Wat gebeur wanneer daai verhouding so 'n bietjie gespanne is of die pa is miskien so 'n bietjie afwesig? Hoe kan dit 'n dogter later in haar lewe beïnvloed? Ja, dit weer eens dit bring onveiligheid en dit bring meer onsekerheid. Ons het net genoem dat ons moet sekerheid bring en daai bring hierdie onsekerheid en onveilig en die hartseer deel is dit vat nie net vertroue van die pa verhouding met die pa weg nie, maar dit vat die vertroue van haarself weg. Dit vat vertroue van haarself in verhoudings tot ander weg. Sy mag ook leer dat sy moet verwag om verwerping in sekere verhoudings te verwag en te ervaar. En dit lei dan nou partykeer na gehegtheidstylprobleme, grensleggings, lewensmaatkesings, selfbeeld. En ons weet ook dat baie van ons persoonlikheidsversteurings kom uit hierdie gehegtheidsfigure soos paas wat nie veilig was nie, kom daai persoonlikheidsversteurings kom daar uit. Maar dis nie altyd ons wil nie sê dis verdoem as jou pa nie was nie of hy gewelddadig was nie. Daar is deur nodige terapie en ondersteuning en verhoudings, goeie verhoudings en veerkragtigheidswerk kan 'n dogter effektief en gesond funksioneer eendag. Hoe belangrik is die manier waarop 'n pa ander vroue, soos byvoorbeeld sy lewensmaat, hanteer in die voorbeeld wat hy vir sy dogter stel? Ja, ek dink ek gaan hierdie in 'n kort hou want dis ons kan nou baie sê daaroor, maar net die feit hoe sy sien hoe my pa ander vrouens hanteer is dis 'n mate van sosiale kondisionering en normalisering wat dan nou daar geskep word en dit raak dan 'n ongelukkige manier hoe sy verwag sy hanteer moet word eendag en dit skep 'n konsep van waar sy besef dis waarmee ek tevrede moet wees. Dis wat liefde is. Dis wat koneksie is en dis dan die tipe verhoudings wat hulle na soek eendag ongelukkig as dit daar is. Goed, dan vir dogters, wat kan hulle doen om 'n sterker, gesonder verhouding met hulle pa te bou, selfs al was dit nie nog altyd so maklik nie? Ja, ek dink is net belangrik om te besef voor ons hierdie antwoord dat die onus val nie noodwendig altyd op die dogter nie. Dis ek dink is wel belangrik dat daar's baie gespraat oor vir 'n pa hoe om die verhouding te probeer regmaak en ons wil altyd eintlik daar begin, maar dis so 'n mooi vraag om eintlik te hoor dat wat kan ek baie keer vir myself afdoen? Ons praat nou juis hier oor om dogters te bemagtig en is so 'n mooi vraag om te sê wat kan ek doen? En as al ma's wat luister, as die kinders klaar by die skool is, help jou dogter om te verstaan dat dis klein oomblikke van koneksie wat geskep moet word. Ek praat altyd met my pasiënte oor drie reservoirs en om al drie vol te kan kry, moet ons eers die eerste een vol kry en hy moet begin oorloop na die tweede een toe en wanneer die tweede een vol is, moet hy oorloop na die derde een toe en koneksie aan die een kant, klein koneksies lei na hierdie emosionele veiligheid en sekuriteit toe wat dan nou oorgaan na nabyheid en intimiteit toe. So dis om 'n WhatsApp te stuur vir jou pa en dis net te sê wat het nou snaaks gebeur in jou dag. Dis om vir jou pa te kan sê 'n vraag te kan vra om te hoor oor sy eie belangstellings en sy dag. Partykeer sê ons as dogters of die dogter sê baie keer dat hulle weet alles, maar vra vir jou pa partykeer advies en raad, pertinent as prins, vra vir sy advies en sy raad. Spandeer tyd saam, gaan sit daar in die motorhuis terwyl hy werk aan iets en wees net daar. Jy hoef nie belang te stel nie en as hy vra wat maak jy daar, sê net ek was net hier, ek wil net tyd saam te spandeer en doen aktiwiteite waar gesprekke normaal kan gebeur, so stap saam, ry saam met jou pa in 'n bakkie, enige ding waar jy eintlik langs mekaar sit en nie mekaar in aangesig tot aangesig sien nie, skep hierdie spontane kommunikasie, sit op 'n bankie by 'n dam, daai tipe goeders, maar klein koneksies is hoe om dit te ontwikkel. Ja, jy weet, soos in my geval, soms sukkel 'n mens net met 'n prop in 'n bad en dan is my pa gewoonlik op die sogenaamde speed dial. Hein, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Nou ja, intussen kan jy bly net waar jy is, want dis net nie nou tyd vir sport en dan gesels ons met 'n raakvatter of moet ek dalk liewer sê 'n raakklapper. Jy's by Goeiemôre, good morning.